Majestueus of afgryslik, bewonderingswaardig of walglik. Volgens sommige is hulle ons wildbewaarders se oë vanuit die lug. Ander meen weer, hulle bring die dood. Wat ook al jou gevoel oor aasvoëls is, 'n wêreld sonder hulle is te verskriklik om aan te dink. Aasvoëls is die natuur se eie skoonmaakspan. Hulle verminder die verspreiding van siektes dramaties deur ou karkasse en verrottende vleis uit die omgewing te verwyder. Dis 'n uiters belangrike taak wat eintlik nie deur enige ander spesies gedoen kan word nie, aangesien die bakterieë en parasiete wat die aasvoëls se vrot veesmaal bedek, uiters giftig kan wees. Nogtans is amper elke aspek van aasvoëls se biologiese samestelling en gedrag by hulle leefstyl aangepas. Van hulle dikwels kaal koppe, nekke en soms rug, wat keer dat bakterieë en parasiete in hulle vere in versprei, tot hulle gespesialiseerde saagtandtonge en hulle uitsonderlike snavels wat aanhou groei om te vergoed vir hulle rowwe dieet wat permanent besig is om die punte van hulle snavels weg te vreet. Dit dra alles by om hulle die perfekte aasdiere te maak. Aasvoëls se plat pote wat hulle toelaat om maklik en vinnig op die grond rond te beweeg, onderskei hulle ook van ander voëls. Hulle dieete is wel gevaarlik, maar hulle is ideaal daarvoor aangepas. Selfs hulle maagsure is sterker as die van meeste ander voëls en vernietig enige bakterieë wat hulle saam met hul kos inneem. Alhoewel kos nie vir aasvoëls 'n probleem is nie, het aasvoëlgetalle wêreldwyd getuimel met 'n skrikwekkende 63% vermindering in getalle oor die laaste 30 jaar. Indië het so 'n dramatiese tuimeling op hierdie gebied beleef dat dit reuse nagevolge vir menslike gesondheid inhou. Die verspreiding van siektes, rondloperhonde en hondsdolheid is besig om vinnig toe te neem as gevolg van al die verrottende karkasse wat nie meer deur aasvoëls opgeruim word nie. Die menslike gesondheidskostes hieraan verbonde beloop 'n verbuisterende $34 miljard. En as ons nie oppas nie, gaan Suid-Afrika se aasvoëlbevolking dieselfde paadjie loop. Die vraag is, hoe kon ons toelaat dat 'n voël wat so 'n belangrike rol speel, sy getalle so gevaarlik kon daal? Met 14 van die wêreld se 23 aasvoëlspesies kwesbaar of bedreig en 8 spesies krities bedreig, lyk die toekoms maar donker vir aasvoëls. Of miskien eerder vir ons. Habitatsverlies, veeartsenykundige medikasie, multihandel en elektriese skokke dra alles hiertoe by. Maar daar's een bedreiging wat nog 'n veel groter impak op aasvoëlgetalle het. En die skrikwekkende realiteit is, dis aan die toeneem. In Afrika by verre is die grootste bedreiging wat aasvoëls in die gesig staar vergiftiging. Ons het in die afgelope 5 jaar byvoorbeeld 'n dramatiese stygings gesien in die aantal aasvoëls wat doodgaan as gevolg van vergiftiging. Die ergste geval wat plaasvind was in die Caprivi in Namibië, waar meer as 400 aasvoëls by 'n enkele gestroopte olifantkarkas vergiftig is. Vergiftiging is niks niets nie, maar in die verlede was aasvoëls die indirekte slagoffers van gifaanvalle. Boere het dikwels roofdiere wat hulle vee vang probeer vergiftig, maar nou word aasvoëls direk geteiken. In die geval van wildstropers probeer hulle om die aasvoëls uit 'n bepaalde omgewing uit te verwyder deur hulle te vergiftig, want dit verdoesel dan hulle aktiwiteite in 'n bepaalde area. Met die afname in aasvoëls gaan ons in die afsienbare toekoms begin sien dat daar potensieel impakte op menslike gesondheid is. So hoe beskerm jy iets wat so opsetlik geteiken word? Om stroopers wat aasvoëls teiken te stuit is feitelik onmoontlik. Daarom kyk die Trust vir Bedreigde Natuurlewe vanuit 'n heel ander perspektief na die probleem. Dis vir ons baie moeilik om op te toneel wees voordat so iets plaasvind. Ons fokus baie van ons aksie op vinnige optrede nadat 'n voorval plaasgevind het om die impak daarvan soveel as moontlik te probeer bekamp. Oor die afgelope paar maande is soortgelyke sessies reg oor Suid-Afrika gehou. Veldwagters en personeellede op wildreservate het spesialisopleiding gekry oor wat hulle te doen staan en wat hulle moet vermy wanneer hulle met vergiftiging te doen kry. Daar is daarom ook vir die aasvoëls 'n bietjie goeie nuus.
Dit gebeur dikwels by tonele indien mense op die toneel afkom dat daar nog voëls of diere is wat lewendig is en wat potensieel gered kan word. Hierdie aasvoël het 'n tweede kans gekry. Hy is een van net 'n paar wat 'n vergiftiging oorleef het waarin honderde aasvoëls doodgemaak is. Die voël word nou ingespan om eerste respondeerders te leer wat om te doen as hulle op 'n vergiftigde aasvoël afkom wat nog lewe. Dis duidelik dat bewaringsorganisasies alles in hulle vermoë doen om hierdie toksiese gety van aasvoëlvergiftigings te draai. Maar is daar 'n manier waarop gewone mense soos ek en jy ook betrokke kan raak om 'n verskil te maak? Burgerwetenskap is besig om die manier waarop ons bedreigde spesies bewaar te verander, soos wat ons die oë en ore op die grond word en bewaringsorganisasies help om 'n baie groter gebied te dek en baie meer data in te samel. Terwyl ons hierdie insetsel vervul het ek so 'n deel van my deeltjie gedoen deur die omgewings waar ons die aasvoëls gesien het en ook die nommers op hulle vlerkplaatjies neer te skryf, wat ek ook nou in die Trust vir Bedreigde Natuurlewe gaan deurgee. En hulle hoop dat jy dieselfde sal doen. Party mense mag dalk vra, hoekom moet ek omgee? Wel, as ons in Indië se voetspore gaan volg, gaan elke een van ons, of jy nou van aasvoëls hou of nie, deur hulle verdwyning geraak word. Daarom is dit in ons almal se belang om hierdie magnifieke voëls, die natuur se eie skoonmaakspan, ten alle koste te beskerm.